Ja, okay, so, eerstens ek gaan nie meer bid voordat ek die video maak nie, want my vriendin wat ook ons selgroepleier in die kerk is, het gesê dat jy kan nie net met enige mense bid nie. Jy kan nie net vir enige mense bid nie. Jy kan nie net met enige mense bid nie. Obviously, want jy weet nie wat daai mense het nie, wat ook al. So ek kan nie myself blootstel of oopmaak vir sulke goeders nie. Ek is seker van julle sal verstaan as julle nie verstaan nie. Dan moet julle net besef dat Paulus sê, ons fight is nie teen vlees nie, maar teen die donker gedeelte van die wêreld. So, nee, ek kan nie myself blootstel nie. Ek lees The Handbook of Spiritual Warfare, deur Dr. Ed Murphy, nee? En ek sê die hele tyd dat ons fight is nie fisies nie. Okay, ja, ons fight is nie fisies nie. Ons fight is definitief spiritual, okay? So, as jy bid, kan jy nie net vir enige iemand bid nie. En wat my vriendin ook gesê het, is dat wanneer jy vir iemand bid, nee, dan maak jy basically so, nee, en dan vat jy die pile van hulle. Want onthou, as iemand vir jou haat, nee, the spiritual arrows wat hulle na jou toe skiet. Sê my nou, Pietie is daar, okay? En Pietie het 'n groot vyand, en die vyand haat vir Pietie met groot passie. En daai haat en vernyn is sulke pile. Nou kom Jannie, en Jannie bid vir Pietie. So wat Jannie doen is, Jannie maak so, en dan boom, kom die pile na Jannie toe. Nou verstaan Jannie nie, hoekom gaan dit so sleg met hom nie. Menta back in the ranch, hy het, sonder dat hy geweet het, vir Pietie gaan bid, en vir Pietie beskerm, so ek doen nie, ek kan nie meer dit doen nie. Weet julle wat het nou 'n paar maande terug met my gebeur? Ek het gebid die een aand, nee, maar ek het vir die Here gevra, hoekom is hier so baie pyn in die wêreld, en hoekom is hier so baie evil mense, want hier is baie evil mense op die aarde, regtig. En hoekom kom haal hy nie net sy kinders nie? En die antwoord wat ek gekry het, dit is nog steeds God se kinders. Dit bly my kinders, Abigail. So, as jy kinders het, en nie wil ek alweer chunk, en jy weet hierdie kind is mean, maar dit bly nog steeds jou kind, so jy gaan nog steeds sy kind lief hê, en jy gaan nog steeds probeer om my kind te help. Dis nie eintlik hoekom ek die video gemaak het nie. Okay, so, dit is, ja, ons kan op 'n ander tyd daaroor praat. Maar, ek wil net gou test wat maak. So, toe ek verstaan God se redenasie, ek verstaan sy punt, dit is nog steeds sy kinders, of hulle nou moord pleeg, en of hulle steel, en of hulle wat ook al doen, ek sal nie eens al die hierdie goeders noem nie, maar dit maak nie saak wat hy mense doen nie, dit bly nog steeds God se kinders, en daar's nog steeds hoop, verstaan jy? So, en ek voel toe, weet jy wat, omdat God hulle lief het, want een van die gebooie is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou ek het al in die vorige video's gesê, en ek gaan dit weer sê, om jou naaste lief te hê soos jouself, is een van die moeilikste gebooie wat daar is. En my hand op die Bybel, nee, hier is my hand op die Bybel, ek sê nou vir jou, dit is een van die moeilikste gebooie, want partykeer wil 'n mens dit iemand punch in the face, so kwaad maak hulle mens. En ek is gewoonlik 'n baie geduldige mens, maar joh, so en ek gaan ek alweer van die punt af. So die punt wat ek wil maak is, nee, ek kan nie meer net bid nie, okay, so jy bid maar in jou kamer, as jy voel God, maak asseblief vir my hierdie video oop, want hierdie is nou net 'n conversational
video wat ek maak, nê? Maar wanneer ek nou die Bybel lees, en gewoonlik het ek gesê, Here, maak asseblief vir ons die woord oop, sal ek maar voordat ek die video begin, sal ek net bid en vir die Here vra om vir my die video, vir my die Bybel, die skrif oop te maak, sodat ek kan sien wat ek moet sien, hoor wat ek moet hoor, en kan sien wat ek moet sien. Want onthou, daai storie van, daar was 'n man in die Bybel, hy het op die donkie gery, ek kan nie sy naam onthou nie, en toe was daar 'n engel in die pad, en die donkie het bly draai daai kant toe, en hy ruk die donkie heeltyd hierdie kant toe, maar die donkie het toe die engel gesien, want ek dink amper God wou nie gehad het hy met so toe gaan nie, ietsie soos dit, ek kan nie lekker onthou nie, ek dink ek gaan nog by die storie uitkom. So, toe bly die ou nou die donkie slaan of skop of ietsie soos dit. En toe, het God eventually die man se oë, sy geestelike oog, nê, oopgemaak, sodat hy nou kan sien, daar staan die engel. Okay. So ek voel, wanneer die Here vir jou, wanneer jy reg is, nê, dan sal die Here vir jou dinge oopmaak. Wanneer jy reg is om te hoor, sal jy hoor wat jy moet hoor. Nou ek het op 'n stadium verskriklik, wat is die woord, ek kan nie sê kwaad nie, maar ek het gevoel, hierdie ding wat mense sê, ekskuus my oë hang, ek het gevas, verskriklik gehuil, mense, ek het baie gehuil, maar dit was baie erg, maar ja, my oë hang so, hier hang my oë so, omdat ek baie gehuil het. Anyways, so ek bid altyd, Here, maak asseblief vir my oop wat moet oopgemaak word. Sien, maak asseblief vir my oop wat moet oopgemaak word, want onthou, die Here kan nie net boem vir jou goeders oopmaak, en dan het jy nie jou klou my goeders hanteer nie. Want, ja, ek het hierdie afgelope tyd verskriklik baie geleer, nê? Leer ken God, hierdie kanaal is genuine, omdat ek God beter wil leer ken. Ek glo nie in toeval nie, nê? En onthou, ek het mis laas in die vorige week gesê, ons gaan nou deur 'n baie moeilike tyd, en my kinders ek het 4 kinders, hulle vra, mamma, hoekom gaan ons hier deur, wara, nê? En ek sê, alles gebeur met 'n doel, en ek het baie in opstand, daar's 'n woord, ek het in opstand gekom, wanneer iemand vir my sê, God se tyd is nie jou tyd nie, nê? Ek het genuine in opstand gekom, die Here ken my hart, want ek het gevoel, Here, as my kinders nou sê, hulle is honger, ek het nie brood nie, wat moet ek vir hulle gee om te eet, waar is u? Dis genuine hoe ek gevoel het, nê? So ek was regtig in opstand, want Here, as dit nie u tyd is nie, hoekom moet my kinders suffer, nê? Maar eventually het die brood gekom, of is dit laat? Ek lag nou, maar dis nie lag het nie. So, eventually het die brood gekom. Ek dink ook, die Here maak my kinders ook hierdeur sterk, want ek is nou 42, nee, my oudste seun is 17, my jongste seun is 10. So oor 40 jaar van nou af is my jongste seentjie 50, nee? En dan is my oudste seun 47. Dan gaan die wêreld daar buitekant nog boser wees as wat dit huidiglik is. Maar ek 12 van die punt af, ek is so jammer julle, maar dit is baie belangrik, dit is eintlik goed vir jou ook om dit te kyk, so. My oudste seun is baie geestelik, ek dank die Here verskriklik vir die feit dat hy God leer ken. So ek sê nou die dag vir hom, dis eintlik baie sê dat daar so baie evilness in die wêreld is, en toe sê mamma, moenie vergeet van free will nie. So die vrye wil nie, jy kan maak net wat jy wil, jy kan voel net wat jy voel, jy kan dink net wat jy dink. Ja, anyways, hoekom wil ek hierdie video maak? Die hoofrede hoekom ek die video wil maak, is om te sê, die duiwel is nie so sterk nie, en die duiwel gaan nou weer vir my kom. Is die duiwel baie sterk? Ja, hy is. Is hy sterker as God? Nee, hy is nie.
En weet julle wat het ek nou die dag besef? Julle moet daai video van my gaan kyk, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Gaan kyk daai video. As julle sukkel of suffer, gaan kyk daai video hier so op my kanaal, gaan kyk dit. Dit gaan julle regtig baie help. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Want in daai video het ek hierdie ding gebruik, ek wil net gou hierdie net illustreer, want net so dat julle 'n prentjie kan kry. Ek is nog nie so fancy soos die mense wat sulke cartoon goedjies maak nie. Okay. So hierso. God die Vader, God die Seun, okay? En God die Heilige Gees. Okay. Daar's ons 3. Kyk, julle het sien, En hier kry ons vir die duiwel. Sien julle? Okay. So hier is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Onthou wat ek nou dit in die ander video gesê het? Toe God vir ons geskape het, het hy gesê, laat ons die mens skape in ons beeld. Ons, God het nie gesê in my beeld nie, God het gesê in ons beeld. So God het gepraat met die Seun en die Heilige Gees, want hierso is hy sê toe nou, kom ons maak die mens in ons beeld. So hierso is ons, so die Seun en die Heilige Gees, okay. So hierso is die drie enige God, want ons aanbid die drie enige God, okay. En hier's die duiwel. Sien julle? Ek het dit nog nooit so gesien nie. Ek is 42 jaar oud en ek is al vies vir myself. Want ek was so bang vir demone en ek was so bang vir die geestelike aanval. Onthou hulle, ek kan nie eens onthou, ek dink amper ek het die droom ek het die video gemaak oor die droom en ek is nou, die video is al 12 minute. Ek raak so kwaad vir myself. Ek dink amper ek het 'n video gemaak oor dit. Maar ek het op 'n stadium verskriklik van slange gedroom. Just like it, en ek het gebid en ek het gebid en gebid. En eventually het ek opgehou droom van slange. Okay? Maar die laaste droom wat ek gehad het, droom ek en Jacques ry na ons ou huis toe. Okay? Met Jacques bestuur en ek sit hierso. En ek droom hy ry, maar die pad is nie, dis 'n teerpad, heiliglik daar in realiteit. Maar in my droomwêreld is dit 'n grondpad. En aan die linkerkant waar daar in realiteit huise is daar toe nou 'n groot dam. Okay? En ek sien toe 'n hond daar so spartel en ek sê vir Jacques, stop, ek wil net gou daai hond gaan help. En ek klim toe uit en ek spring toe in die water om die hond te help en toe ek die hond wil help, toe verander die hond in 'n slang, in 'n swart slang. En ek swem toe nou na 'n wal toe, maar die wal is toe nou nie meer 'n wal nie, dis sulke, dit is half soos klimwalle sal ek nou sê. En hierdie slang kom vir my, en hy kom om my arm hierso, en ek wil nou afspring, want daar's nog 'n wal daaronder. En my ma kom swem soort van daar verby, en die slang, daar's nog 'n slang daaronder, en ek skree vir my ma, help, maar die stroom vat haar af. En die slang is toe nou later hier om my nek, en ek probeer hom afkry, en ek kry my af, en hy hang hier bo in my kop, hy hang nie, hy maak so bo in my kop, en hy sê toe vir my, ek is sterker as jy. Ek sal altyd een stap voor jou wees. En dit maak nie saak wat jy dink of doen nie. Ek weet altyd wat jy gaan doen of wat jy gaan dink voordat jy nog dit gaan doen, En hy praat nie so, hy praat so sag. Hy praat soos, maak nie saak wat jy doen of wat jy dink nie. Ek sal altyd een stap voor jou wees. En toe pik hy my hier op my kop. O, wêreld. Ek was plat vir dae, ek het snot en trane gehuil, ek het nog die duiwel het gewen. Iemand sê toe vir my, gaan lees Openbaring, Ek het die hele Openbaring gaan lees. Daar het ek het neergeskryf teen my muur. Kom ons kyk of ek die foon kan optel, dat julle kan sien. Ek weet of julle kan sien, die klein papiertjie, kan julle sien daarso. Ja, julle kan sien. Kyk. So, ek het toe Openbaring gaan lees, nou moet ek die foon weer regskuif, die hele Openbaring gaan lees, okay,
En toe kom ek op Openbaring 20 vers 10 en ek het gesê ek gaan nie nou Bybel lees nie, maar kom ek lees dit net gou vir julle, want as julle suffer, nê, en julle voel die duiwel is besig om vir julle te wen, gaan lees Openbaring 20, want vers 10. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot, nou en daar, ek gaan net gou vir julle sê, ekskuus. Ek gaan vir julle gou net sê, die algemene, die Openbaring van Johannes, so Johannes het dit geskryf, nê? So, Openbaring 20 vers 10. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. En dit het die heerlikheid van God gehad en sy lig was. Hoekom lees ek vir Openbaring vers 20 vers 10? Ekskuus, daar was 21, nou net sit maak nie sin nie. Okay, so Openbaring 20 vers 10. Hierso kom dit, né? En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Ek gaan dit weer lees. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Mense, as julle nie dit verstaan nie, sê my net, dan maak ek nog 'n video, want dit het my baie help. Okay, daai slangdroom wat my op die kop gepik het, dit het my ontsettend baie gehelp. Dit my help om te sê, nee, weet jy wat slang, sorry vir jou, jy dink jy is een stap voor my, nie is nie. Want onthou, die duiwel het nie die vermoë om ons gedagtes te lees nie, hy kan heeltyd hoor wat jy sê, okay, obviously, as altyd demone rondom jou, maar hy kan nie jou gedagtes lees nie. As jy ietsie weet wat ek nie weet nie, en jy sê, ja, die duiwel kan jou gedagtes lees, sit in die comments en sê vir my, waar kry jy dit? Okay, want ons is almal hier om te leer. Onthou, hierdie fight is 'n spiritual fight, en ons is hier om mekaar te help, en ons is hier om mekaar sterk te maak, mekaar te help, sodat ons kan sterk word. Okay. So ek het nou net die drie enige God gewys, hierso sit, God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees, né? En hierso is die duiwel, een ouetjie, okay, hierso, 3 versus 1. Wie gaan wen? Obviously, die drie enige God. En nou moet julle ook onthou, die duiwel is nie 'n God nie. En ek sê nou vir julle, die Here ken my hart. Mag die Here my behoed en bewaar en beskerm vir hierdie video wat ek gaan maak. Maar hierso, ek kon nie, ek het dit eers, wat gister of eergister, jy gaan moed vas, dit maak 'n mens geestelik sterker soos regtig. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, né? Hierso, die duiwel. En onthou, die duiwel is nie 'n God nie, hy is 'n engel. En wil julle nog iets weet? Hierso, kom ek vat, nou soek ek 'n ander kleur. Ek het, hierso. Onthou julle het gesê, 'n derde van die engele het saam met die duiwel gegaan. Okay? So hierso's 3. Okay, hierso's 3. Okay? Hier gaan 'n derde van die engele saam met die duiwel. Boom, daar gaan hulle. Wat bly oor? 2/3. Sien julle? So 2/3 van die engele, kom ons maak dit 30. Daar's obviously, ek weet nie hoeveel engele is daar nie. Ek is nog nie daar by daai gedeelte van die Bybel nie. Sê my nou, daar's 30 engele gewees. Hier gaan die duiwel besluit, die duiwel, ek gaan my eie ding doen, ek gaan nou nie meer vir die Here luister nie, daar gaan hy. Hy vat 10 engele saam, daar bly 20 engele oor. Dis dubbel die
hoeveelheid van hierdie engele. Verstaan julle? So, ek dink ons gee die duiwel te veel mag. Ek is skuldig daaraan. Ek het die duiwel ooit te veel mag gegee oor my lewe. Die manier hoe ek nou bid, is totally anders. Is regtig nou anders, want ek voel meer sterker, ek voel meer want en daar ek het Jesus aangeneem as my saligmaker. Ek was in Klapmuts, daarby in Parel by die rivier gedoop. Dit was amazing, nee? Ek het Jesus aangeneem as my saligmaker. As jy jou hart vir die Here gegee het, as jy het hom aangeneem as jou saligmaker, hoef jy vir niks bang te wees nie. Jy hoef regtig vir niks bang te wees nie. En as jy die Here gaan bid, nee, en jy gaan hom beter leer ken, en jy gaan soos lewe vir hom, jy weet, jy's lief vir God, en jy wil probeer die regte ding doen, dan gaan jy aangeval word, want dis die duiwel se doel, nee, om soveel as moontlik siele saam met hom helte te vat. Dis waaroor die lewe gaan, dis een al ewige fight tussen goed en sleg. Okay, dis die einde van die video. Okay. So ja, baie dankie dat julle my video gekyk het. Comment asseblief as julle ietsie geleer het en as die video help. En ek sê nooit dit nie, maar subscribe sodat julle my nuwe video's kan kry en sê vir my of julle geleer het. Ek sal baie waardeer as julle kan comment. Okay, tot 'n volgende video.